Dis altyd 'n voorreg om die heilige skrifte van God oop te maak en daarin te delg en die dieptes van die Here te soek en die openbaringe van die Here te soek en te beleef. En dit wat God aan ons bekend maak, om dit dan te sien en dit in ons harte te laat lewe, maak ons opgewonde wanneer ons ervaar hoe groot is God en hoe diep is U woord vanmôre, Here. En ek wil bid dat U elke toehoorder sal seën in die bediening van hierdie woord, dat elke toehoorder vanmôre sy hart aangeraak sal word, maar dat hy in sy gedagtes gestimuleer sal word met die wete, U is 'n God van wonderwerke. Amen. En ek wil bid dat U hierdie boodskap sal seën, dat U my sal bekragtig vanmôre, Here, om dit af te lewer soos U dit op my hart gelê het. En ons daardeur verryk sal word in daardie kosbare naam van Jesus. Loof ons U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het vir u gesê, ek gaan vanmôre met u praat oor 5 reëse, 5 klippe. Die verhaal van Dawid en Goliat. The whole emphasis of David and Goliath is focused on an isolated incident. However, the story has a much deeper and widespread meaning than an isolated single incident. En wanneer ons 'n volle begrip kry oor Dawid en Goliat, dat dit eintlik die inleiding tot iets groter is. Iets baie meer betekenisvol vir u en my. But why David and Goliath is such an eminent part of our theology and our biblical religion and relationship with God is that it's much deeper than just the story of a young boy, a shepherd boy who slayed a giant. Baie groter is dit, baie dieper. En daar is seker baie preke gepreek oor Dawid en Goliat en ensovoorts en baie idees wat mense gehad het. Ek het selfs by 'n geleentheid gehoor iemand sê dat toe Dawid die klip gooi, toe stuur die Here 'n engel om die klippie te stoot met sy vinger. Nou liewe broer en suster, dis nou nie Bybels nie. Ek weet die ou probeer dit maar demonstreer, jy weet dis daai turbo boost, daai nos op die klippie en al daai goed. Maar dis nou nie Bybels nie, en as die ou die karakter van dit kan uitbeeld, so God bless you, as hulle net dan die begrip van die storie kry. Maar ek wil vir u sê dat God gebruik dit waarin u geoefen is. Amen. Dawid was ingeoefen met 'n slingervel. Jy sal nou hoor oor hierdie goed. En daarby wil ek vir u sê, as u vir God 'n verskil wil maak, en u wil die koninkryk van God aan 'n wêreld gaan bring, moet u ingeoefen wees in die evangelie van Jesus Christus. Want dit is die wapen wat ek en u het vanmôre in 'n verlore wêreld en 'n donker wêreld wat vol boosheid is. If we are not practiced and we do not have a habitual practicing of the gospel of Jesus Christ, we will miss the target. Amen. Daarom is dit absoluut noodsaaklik om te weet, ons oorwinning word daarin en aangekoppel aan dit waarin ek en u geoefen is. As ons in die woord van God geoefen is, wil ek vanmôre vir u sê, is u oorwinnings groot. Dit
ek sê nie daar gaan nie struikelblokke wees nie. Glo my, as daar iemand is wat weet van struikelblokke, Wena, Camila. Ek ken van struikelblokke, ek ken van probleme, ek ken van omstandighede. Ek het in hierdie week by die kantoor vir die staf gesê, as daar iemand is wat weet van swaar kry en teleurstellings en al hierdie dinge, kan ek vir u sê, waarlik, dis ek. En ek het woensdag vir my vrou gesê, hoeveel van hierdie goed moet 'n mens verdra? Nie wat ek God bevraagteken nie, asseblief. Dis nie wat ek doen nie. Ever, never question God. Maar 'n mens kan soveel verdra. En dan sal die Here sê baie mooi, saam in die uitdagings kom die krag. En hoe mense bly staan, weet ek nie vandag nie, maar God dra my deur. Altyd 'n oorwinning vir die een wat gereed staan. 5 reëse, 5 klippe. Kom ons kyk wat oor gaan. 2 Samuel 21 vers 22. Hierdie 4 was gebore aan die Rafiete in Gat. En hulle het geval deur die hand van Dawid en deur die hand van sy dienaars. Ek wil ons moet begin deur die verhaal van Dawid te sien. En dit wat 2 Samuel vir ons sê. Hy sê daar's 4 ander buite Goliat. Hier sien ons alreeds iets anders. Hier merk ons op dat dit waarmee Dawid gekonfronteer is deur Goliat eindig nie by Goliat. Die storie, die verhaal is nie afgehandel nadat Goliat verslaan is nie. Daar is nog 4 ander reëse wat in Dawid se lewe is. Amen. En ek merk ook op iets anders oor Dawid. Die Bybel sê, hierdie reëse wat teen Dawid was, is verslaan deur Dawid en sy dienaars. In ander woorde, hy het backup gehad. Hy het iemand wat sy rug gehad het. Hy het iemand wat hom beskerm het van agteraf. Ek wil vir u sê dat in die tyd waarin ons lewe, het dit weggeval. Mense het nie mekaar se rug meer nie. Mense beskerm nie meer mekaar nie. Inteendeel. Mense kyk, waar kan hulle iemand afbreek? Mense kyk, waar kan hulle iemand aftakel, te nakom, seermaak, teleurstel. En ek wil vir julle sê, mense vorm sulke groepies. Ek kyk op die WhatsApps, ek sien hierdie goed. Ek hoor wat gaan aan in die buurte, in gemeenskappe. Ek hoor mense gesels. My vrou sê altyd vir my, waaroor praat die mense? Waaroor is hulle besig om te gesels? Want ek het 'n fyn oor. As ons in 'n winkel sit en ons drink koffie en iemand praat oor iets, dan hoor ek. Ek praat met hom, maar ek hoor op wat hulle sê. Dan sê my sê, waaroor praat hulle nou? Dan sê ek van, ek weet, en sy sê, moet nie op nie, waaroor praat hulle? Jy weet wat hulle praat. En dit is interessant dat wanneer 'n mens hoor hoe mense gesels, hoe 80% tot 90% van die gesprek gaan oor ander mense en hoe sleg hulle is. Dis die realiteit van die tyd waarin ons lewe. En broer en suster, maar koning Dawid het nie dit beleef nie. Hy het geweet, hy het ouens wat hom beskerm van agteraf. En vanmôre wil ek by u pleit, as kind van God, wat waarlike verhouding en lief is vir die Here, kom ons beskerm mekaar se rug. Kom ons beskerm mekaar van agteraf. Kom ons beskerm die koninkryk van God, want u is 'n verteenwoordiger van God se koninkryk. Nou die 5 rose, die 5 reëse. Nou maak jy hulle vir 'n lekker koppie tee. Dis nou waar die tee vandaan kom. Van die 5 rose. Hierdie reëse is nie net 'n demonstrasie van groot mense nie. Hulle verteenwoordig fisiese bedreigings in 'n persoon se lewe, maar u en ek is ook gekonfronteer met geestelike reëse.
En jy sal vanmôre hoor wat elkeen van hierdie op grond van sy naam en sy karakter verteenwoordig. En toe ek hierdie goeds begin by mekaar sit en ek gaan kyk na die oorspronklike en waar dit vandaan kom, het ek besef maar die Here weet werklik alles. Die Here is nie onbekend met u stryd nie. Die Here is nie onbekend met u vermoë nie. Die Here is nie onbekend met u behoefte nie. Hy weet alles vanmôre wat u nodig het, wat u graag wil hê en waar u situasie is met betrekking tot die wêreld en die lewe waarin ek en u lewe. Nou kom ons kyk eerstens na Dawid en Goliat. Een van die bekendste verhale in die woord van die Here. 1 Samuel 17 vers 10 sê vir ons, verder sê die Filistyn, hoor nou hierdie arrogansie, maar jy sien, people are arrogant and they vain when they don't know who they have to do with. Amen. Is dit nie so nie? Mense sal iemand aanvat as hulle nie weet wie die persoon is nie en wat sy vermoë is. En dis baie duidelik, hierdie Goliat het nie God geken nie. Want toe hy Israel uitdaag, toe daag hy die God van Israel uit. Amen. En ek wil vir u sê vanmôre, luister na hierdie val Japie van Wynberg Park. As 'n persoon Israel aanvat, Amen. Amen. they still the chosen generation. Amen. They still the chosen people of God. Amen. En ek kan maar gaan kyk deur die eeue heen. Hoeveel oorlogs hulle deur en hoeveel keer en hulle staan nog steeds vandag. En ek kan vir u sê, mense dink die Israelitiese weermag is maar net, sukkel nie met hulle nie. Amen. Amen. Nie net omdat hulle sterk is in hulle self nie, omdat hulle die Skepper God aan hulle kant het. Prys die Here, en hier kom hierdie Filistyn. Donald Trump. Dis nou 'n grappie. Ek daag die slagordes van Israel vandag uit. Kyk wat sê hy. Gee my 'n man dat ons saam kan veg. Jy sien, en ek wil dit vanmôre net vir u sê, dit vat 'n man met ruggraat om vir God op te staan. Dit vat 'n man en 'n vrou met integriteit om vir God 'n verskil te maak. Dis nie maar net pushovers nie. Ek onthou as 'n jong man in die skool, geen vriende gehad nie, want ek het reeds die Here gedien, ek het hom gevind op die ouderdom van 8 en ek dien hom nog steeds. En deur die hele skoolloopbaan het ek nie vriende gehad nie. Ek is weermag toe. Ek het nie vriende in die weermag gehad, ek het een kleerling maatjie gehad. Sy naam was, ek kan nie eens onthou heeltemal hoe spreek mense net, so snaakse Kaapse kleerling naam gehad. Maar ons het saam, want hy was ook 'n Christen, en ons het die woord saam gelees, en ons het bespreek wat ons lees in die woord, en ons was lief vir die Here, en dis die vriend wat ek gehad het in die weermag. That's it. Maar weet jy wat? Ek het gestaan, omdat ek weet, dit vat iemand, verskoon nie, ek weet is nie konsultaal nie, it takes somebody with guts to stand up for God. Somebody that is willing to say, thus says the Lord. Someone that is willing to say, I'm not willing to compromise the biblical principles. Someone that will say, I'm not going to subject myself to this lifestyle because it's not in line with God's word. Amen. Wat 'n mens met guts? Iemand wat by die werk sal sê, jy kan maak wat jy wil, fire my, maar ek sal nie inspuiting neem nie. Wat iemand met guts? Ek het baie by my vrou geleer. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, kyk wat sê die Bybel, was hulle verskriklik baie bevrees. Oorlogsmanne, soldate, opgelei, reg om te veg. Maar een man skree oor hulle uit.
En hier sien ons 'n karakter en iets spesifieks van hierdie reus. En onmiddellik sien ek, want dan net Israel verteenwoordig die kerk van vandag, die moderne kerk, in die konteks daarvan, as jy met my so ver. Maar ons sien 'n reus, in ander woorde, hierdie reus daag die kerk uit. En hy sê met applikasie vir mense wat hier sit vanmôre, gee my iemand om teen my te kom veg. En die kerk word stil. En die kerk word bevrees. En ek sien, wat is hierdie persoon se karakter? Dis iemand wat intimideer. Amen. Dis iemand wat vrees uit mense uitbring. En broer en suster, weet vanmôre, hy word beskryf deur skrywers dat Goliat was 'n militêre monster. Dat hy die ergste van intimidasie oor mense gewerk. Dat mense hom gevrees het net as hy instap met sy teenwoordigheid. Nou en ek weet toe iemand het vir een van ons mense in die gemeente gesê, your pastor is very intimidating. I don't think I'm intimidating. En ek vra toe nou vir Krappie daar langs die koe. Hy sê, is hy ook? Jy het nou maar die houding om bietjie intimiderend oor te kom. Ek sê, dis my face. Dis nou my houding. En weet jy, omdat ek besig was met die preek, begin ek bietjie bepeins oor wat hy eintlik gesê het. En ek sien toe 'n reus, wat sy statuur, wat sy stemtoon, hy uitdruk dat dit mense intimideer. But you know what? He's powerless. He was powerless. Amen. Because a young shepherd boy who was not participating in the activities of the army, he didn't feel the intimidation of the general. He knew the power within him. Amen. Hy het geweet wie hy in God is. Hy het geweet wat sy God hom mee gehelp het. Hy het 'n eerstehandse ondervinding met God gehad, maar hy het geen ondervinding met 'n reus gehad. Hierdie is sy eerste reus. En ek sien 'n jong man wat die leeu agterna gesit het en die beer verskeer het. Nou broer en suster, as ek 'n leeu sien, sal ek bid dat hy my nie sien. Ek sal hoop hy's kortsigtig of iets. Want ek kan nie so vinnig hardloop nie. Maar ek kan vir julle sê, hier is 'n jong herder. Hy jaag die leeu weg. En onmiddellik dink ek aan Jacques se woorde. En ek asseblief sien dit in 'n nederige vorm wat ek het probeer sê. Die leeu was geïntimideer deur Dawid. Why would he run away? 'n leeu hardloop nie sommer weg van iemand nie. Why was the lion running from David? He was intimidated by David. Die leeu was iets in Dawid gesien het mense nie gesien het. En hier kom hy. En hy verskyn op die toneel. Jy ken die verhaal. En hy het eintlik net kaas vir sy broers gevat. Hulle kon nie net brood eet nie, hulle moet kaas opsit. Toasties. En 1 Samuel 17:26 sê die volgende. Hy kom daar, hy hoor wat hierdie reus sê, en hy stap uit en hy sê die volgende. Wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die leer van die lewende God durf uittart? Ek sien, wat gebeur hier? Ware geloof neem nie aanstoot oor die een wat het aanval. Ware geloof neem 'n standpunt. Ware geloof gee ons dapperheid. Ware geloof gee ons die selfvertroue om te weet, dit waarvoor ek staan, sal God my eer. No matter what,
True faith in God. Ek praat nie van saligheidsgeloof nie. I'm talking about faith in God, He'll carry me through. Faith in God, no matter what comes my way, I will sustain. I will stand against all these challenges. David se voorbereiding was dit wat hy ingeoefen was. Hy kom daar, hy sien die situasie, en wat doen hy? Hy gaan af na die rivier, en hy gaan al 5 klippe. Van die begin af. Amen. Want hy sien, hy het geweet met wie hy te doen nie, en sy vyand geken. 1 Samuel 17:45 sê, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met swaard en met spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Oorwinning vanmôre, het verlede Sondag môre gehoor. Victory comes in the name of Jesus. In this name, the Bible says, you will pray for the sick and they will be healed. In this name, you will ask the Father whatever you need and He will give it unto you. Dis nou nie vir 'n nuwe kar nie, om jou mos aan nie. Moenie dit dink. Here, maar ek vra in Jesus naam vir 'n nuwe kar. Jy gaan nog lank loop met Timotekkies. Okay. Oorwinning beteken, in die naam van Jesus sal hy my bewaar teen enige aanslag van die vyand. In die naam van Jesus sal hy my hierdie mens oorwinning gee oor enigiets anders. Nou Goliath, Goliath, comes from the Greek word gala, which means to expose, reveal or uncover. Jy sien wat het hy kom doen? Toe Goliath daar voor Israel staan, en nou moet jy mooi volg. Immediately he uncovered the weakness of the army. He revealed the weakness. And brother and sister, what was their weakness? Was fear. Amen. Fear. And they lacked courage in God. They had no faith in God, the weakness. It showed the cowardness of the king. Want die koning het klomp goed beloof, as ek 'n man kry wat hierdie goed en hierdie goed, en toe kom Dawid aan, as tipies Jood. Hy sê, wat het die koning beloof? Ek moet net myself gewis, wat het hy gesê kan ek kry as ek hom oorwin? Want hy het geweet, hier gaan ek nou ietsie uitkry. That's typical. Of weet jy wat het hy ook geopenbaar? Dis nou waar, skies nou vir die uitdrukking, hy is die taai en die teer getref het. Toe koning Dawid daar kom, op daai stadium net 'n ou, jong herderseun. Toe openbaar hy sy geloof en krag van God in hom. Amen. You see, when there's a giant that exposes stuff, it will reveal the true identity of who you are in God. Who are you in God? When that giant stands in front of you, Glenn, and you don't know how you're going to get through, let it reveal the true you believes God can do anything. Wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek kan enige ding. Don't let him be, ek wil amper sê, jy kry hierdie geestelike boelie. Jy's nie goed genoeg nie. Dit kan nie werk nie. Hoe gaan jy nie deurkom? Come on, we've all been exposed to this. Hoe gaan jy die maand dit maak? Ek wil vir jy sê, liewe broers, dat ek vir jy my begroting moet wys, sal jy nagte deur wakker lê ter wille van my. Because it doesn't work, it klop nie. As jy dit by mekaar tel, dit klop nie. Maar God na ons leer. Want my geloof is nie in 'n mens nie, my geloof is in God. Die eerste wat dit doen, this giant that reveals, brings out that what's standing between you and God. Dit wat tussen u staan en verhinder dat God sy volheid
in u lewe kan bereik. Dis wat hierdie vyand kom doen. Hy openbaar dit. En broers en susters, ek wil vanmôre sê, dit wat hy openbaar, kry dit in die weg uit. Kry hierdie reus uit die weg uit. Dit wat verhinder dat God se volheid van sy liefde en sy krag en sy heerlikheid in die lewe gesien kan word. Get rid of it. Amen. En een van die grootste probleme wat tussen die mens en God staan vanmôre, is die vlees, die eie ek, die eie wil. You see, David didn't worry about the consequences for what's going to happen to him. He saw the victory before he even revealed the stones. Het hy reeds die oorwinning gesien. En ons moet ook so vanmôre wees. David verslaan 'n reus. Maar hy het 5 klippe gehad, en hy gaan nou iets oor die 5 klippe sê aan die einde. So just bear with me in mind. Een is klaar gebruik. Die tweede klip was bestem vir die tweede broer, want Goliat het 4 broers en familie gehad. 4. Die tweede een, ek dink ek het dit op is gesit, die name, is Jesh-bin-Rod. Dit is die reus van uitputting. En broer en suster, los maar die versies, hy is daar. Hierdie beteken, die reus staan voor u. Hy maak u mismoedig en kwesbaar, sodat hy u dan kan verslaan. Is daar hoeveel keer staan u in u lewe wat u toegewyd is aan God? You are dedicated your life to God. And then everything keeps going wrong and keeps going wrong and it keeps going wrong. And then you become morbid, you become fragile, and then you start questioning, where's God? Come on. We don't question God, but we question, Here maar, hoekom antwoord u nie? Hoekom, waar is die hand van God wat beweeg? Ek sit met 'n ding waar iemand vra my iets oor 'n jong kind was 3 jaar oud wat gesterf het. En hulle quoteer die skrifgie. Dis 'n Engelse skrifgie in die King James wat sê, suffer little children who come unto me. Het jy dit al gelees? Het jy dit al gehoor? Hy sê, verhinder die kinders nie na my toe te kom nie. Maar die Engelse King James Version sê, suffer little children. Wie die King James Version? Hier. Hy sê, ja. Dit help my nie, hy is nie hier nie. Needs to be yeah. I need a Bible yeah now, King James. But the English King James Version says, suffer little children to come unto me. En mense lees dit verkeerd. Because they believe now, how can a child suffer to come to God? What kind of God says suffer little children? But if word suffer in Greek is not to sacrifice in battle. It means do not prevent them. That's what it means, don't prevent them. So hy dink dat 'n ander betekenis wat mense dink in ons taal. En net, nie ons taal nie, die Engelse taal, my taal. Pas op vir die Engels, nee. So, die Engels sê, suffer little children to come unto me. En hierdie persoon glo that God brings suffering in your life. That's not God's character. He's a God of love. He's a God of life. There will be one day when God is going to expose His wrath upon the world, and they will see that He's a true God. But now He's a God of grace and a God of favor and a God of love. So He's not suffering the children. En iemand vra my, hoe is dit dan dat hierdie kind van 3, hoe laat God doen dat die kind sterf? Waar is God? Ek sê God is nog altyd daar. I cannot explain the divine thoughts. Ek kan nie 'n antwoord gee hoekom God sekere dinge laat gebeur. Ek weet nie. U weet nie. Niemand kan u sê, net God weet. Amen. Net God weet. Paulus sê in die boek van Romeine, God is God en God kan wil wat hy wil. Dis nou my eie woorde. God can do what he wants because he's God. But God doesn't bring heartache upon you. And when you're confronted with disappointments, fragile, you're tired, you feel you cannot carry on anymore,
Want jy sien wat gebeur is, hierdie reus, die woord, hy is afgelei van die woord nob, which means, of skets. Ja, van nob, wat beteken dweller. He comes and dwells in you, means he shoots loose. Dit is wanneer iemand vir jy kom kuier, en hy het een tas, dan is hy daar vir 'n naweek. Maar as hy opdag met 'n trailer, he's not here for a weekend. He's moving in. And before you know it, you're moving out. Want jy kan hom nie uitkry. Is dit nie so? So as 'n ou vir jou kom kuier en hy het 'n trailer vol goed, sê vir hom, los die trailer op die kar, hoor. Laat hy aai. As die petrol klaar is, moet jy ry. Maar maak seker net 'n 5 liter kannetjie, dat hy nie verskoning nie. En hierdie reus is een wat homself diep vestig in mense van moegheid en kwesbaarheid. En broer en suster, wanneer ek praat van geestelik moeg, we need to strengthen ourselves. He waits upon the Lord, God will renew his strength. Hy wat homself verdiep in die woord, God sal sy krag versterk. Die derde reus is saf. Die reus van geweld en gewoonte. Die woord saf beteken gatekeeper of threshold. Wat beteken to stand at the doorway. Kyk wat sê die skrif vir ons. 2 Samuel 21 vers 18 en daarna was daar weer oorlog met die Filistyne in Gob. Toe het Sibegai die Husatiet Saf uit die kinders van die Rafiete verslaan. Hierdie geestelike oorlog waarin ek en u is, dankie Seun, kom by 'n punt waar ons deurbraak kry. Maar hierdie reus verhinder ons om die deurbraak te kry. En broer en suster, partykeer gee ons op net voor die deurbraak. Net voor die oorwinning kom, dan draai ons op. En dan moet 'n ou net deurdruk. En hierdie reus sê, dan persevere. Give up. Give up. Hy maak ons twyfel. Hy bring ons sekerheid. Hy bring ons sekerheid oor baie goed. Hy bring siekte. Hy bring ons sekerheid oor, het ek 'n roeping vir God of nie? En een van die grootste onsekerhede wat hy by mense en kinders van God tuis bring, onthou net, dis die volk Israel, dis die kerk, hy bring onsekerheid van saligheid. As mense onseker is dat ek aan God behoort, I am unsure that I'm a child of God. The Bible says, if we have the Son, we have eternal life. Hy wat die Here aanroep, sal gered word. If you call upon the Lord, wat sê Romeine 10 vers 9 en 10? As ons met ons mond die Here Jesus bely en ons hart glo, want met die mond bely ons tot geregtigheid en met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. If I've confessed him as my Savior, I am saved. I am saved. Hierdie reus, hy bring aanhoudende stryd deur aanvalle. Hy breek 'n persoon se bediening af en hy maak 'n mens voel, ek is nie goed genoeg. Ek is nie goed genoeg. En hy laat ons kwesbaar staan. Kwesbaar. En ek wil vanmôre vir julle sê, van kwesbaarheid kan ek vir julle ook vertel, weet ek baie. Ek het baie beleef in my lewe. Romeine 12:21 sê, word nie oorwin deur die kwaad nie. So in ander woorde, moet nie toelaat dat hierdie reus u oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. That is hard. If someone has done you an injustice,
om nice te wees met so. Op 'n stadium sê ek vir my vrou, Jesus, hierdie persoon het my te nagekom. Seer gemaak, diep gesny, diep wonde. Chris, ek sê, as ek weer daai persoon sien nie, gaan sommer met hom heerlik wees. Gaan sommer vieslik met hulle wees, maar ek gaan vir hulle mooi vertel. Sy sê, raai liefie, doen die regte ding. Ek sê, ja, it's easy for you to talk. Sy moet my sulke goed sê nie, sy moet ons my sê, ja, nie is recht, sit hom op sy plek. Maar sy sal nie, sy sê, doen die regte ding. En vanmorgen toe ek hierdie goeds met mekaar sit en ek dink daaroor, vind die kwaad hierdie goeie doen, dit kom haastem in my kop op. Doen die regte ding. And it's not so easy, amen? It's not so easy. Ou doen nie, groot skade. Ek en my vrou, ons het 'n huurder gehad in een van ons huise. Toe verkoop ons die huis, want hy het nooit die huur betaal en die verband betaal nie. En ek praat van bykans R1 miljoen uitstaande, wat ek en sy nog steeds afbetaal. En die ou is net spoorloos weg. En ons het al opspoorders gehad, ons het hofsaake gehad, ons het prokureurs betaal, dit kos ons duisende rande. Hulle laat ons met 'n water en ligte rekening van R129,000 wat ons moes betaal het voordat hulle die huis registreer op ander. So Sharon is ek reg. Dan die Here die bank kom ons toe ooreen, ons kan die uitstaande bedrag betaal oor 5 jaar rentevry, maar dit bykant was amper R1 miljoen. So, it's not easy money. You pay $1 million for something you don't have. Dis rof. En wonder hoe sal ek optree as iemand dit met u doen? Ek het gedink, ek soek 'n tyler. Dat ek hom wil gaan groet met 'n tyler. En 'n botteltjie petrol en 'n lighter. Dis wat ou voel, amen? En dan hier binne is die Heilige Gees. Want sê hy, doen die regte ding. Doen die regte ding. Weet jy, ons het hom vrygespreek. Hy sal voor God staan. Ons het hom vrygespreek. En hoe ons dit maak elke maand, I don't know. Maar die Here help ons om dit te betaal. Jy kan jouself in dit 5 jaar amper R1 miljoen. Maak jy eie van syfers. Die laaste broer. Die tweede laaste een. Dis eintlik interessant, die laaste een. Baie interessant. Hierdie een is Goliat se broer. Bybel sê dis sy broer. 1 Kronieke 20 vers 5. Dit was nou vir my nogal interessant dat the others are related, but he's his brother. En daar was weer oorlog met die Filistyne en Elhanan, die seun van Jair, het Lachmi, die broer van Goliat, die Getiet, wie se spiesdeel soos 'n werwersbok was, verslaan. Wat beteken Lachmi? Warrior. Nie warrior bekommernis nie. Vegter. Jy sien, daar is iemand, 'n reus in mense se lewens, wat veg om alles in sy vermoë te doen om die weg te hou van die erfenis van God af. Moenie toelaat dat woorde, ek wil amper sê, predikings, u beroof, daar's 'n erfenis vir die kind van God. U is 'n erfgenaam van God. En broer en suster, mense wil altyd 'n erfenis koppel aan rand en sent. Erfenis is nie altyd rand en sent nie. Wat is ons erfenis van God? Die ewige lewe. Saligheid. In die teenwoordigheid van die Almagtige. That is our inheritance. Maar hy gaan in Efesiërs 4, Galasiërs 4, wat praat oor die erfenis. Hy sê terwyl die erfgenaam 'n kind is hy niks anders as 'n diensknegt, kan hy nie die erfenis geniet nie.
En as mense nie die erfenis van God, want omdat die Bybel sê, al die vee op die berge is Godse. Al die dinge is Godse. Weet jy hoekom beleef mense nie die erfenis nie? Hulle is nog kindertjies. Hulle is nog kinders. Maar iets volwassen is. Dankie, Linda. Ek bedoel het opreg as ek sê iets volwassen. Because I'm trying to let you get to the inheritance of God. God is still your provider. He will provide for you. He will battle for you. God says, everything that belongs to me belongs to you. But you must be mature enough to be able to manage it. The estate that God gives you, hy sê ons is erfgename van saam met Christus. Mede-erfgename. Erfgename van God, mede-erfgename met Christus. So alles wat Jesus geërf het, het u geërf. Jy sien, hier gebeur iets. Goliat se broer was ook deel van die geveg. Goliat het iets begin. En hier kom sy broer en hy probeer hierdie geveg klaarmaak. En hy loop ook toe sy Moses teen. Excuse vir die uitdrukking. I use the biblical terminology. He didn't meet Moses. Hy het sy Elhanan teëgeloop. Ek kan probeer iets anders hier sê. So sê die skrif, hy sê, ek sit hom nie weer vir my op, Nico. Gaan net een terug. Hy sê, Elhanan, die seun van jy het Lachmi, die broer van Goliat, verslaan. So hy het sy Elhanan teëgeloop. Ons moet nou nie weer sê Moses nie, hoor. Wat gebeur? Trust God. He is your provider of the inheritance. But if He gives you something, He will defend it as well. Amen. Hy sal dit beskerm, ek maak nou klaar. Kyk wat sê Psalm 18 vers 2. Die Here is my rots en my vesting en my redder. My God is my rots by wie ek skuil. My skild en die horing van my heil, my veilige vesting. Psalm 91 vers 2. En ek gaan net 'n aanhaling, dan maak ons wedes vir die kind van God wat ons soek en al hier goed toegewyd en by hom skuil. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die volvange, van die verderflike pes. Broer en suster, He will protect you at all costs. As ek aan sy kant is. Die laaste reus, die 6-vinger reus, daar's nou nie 'n naam vir hom nie. Bybel praat nie, daar is nie 'n naam nie, ek het gaan soek. Ek het selfs in die Sherach, dit is een van die skrywe van 'n joernaal, van Joodse gebruike en kulture en hierdie goeders. Niks nie, praat van die 6-vinger reus. 6 vingers aan elke hand. So hy trou verder as ons almal tel. En 26, wat 24 nou gee. Maar is interessant dat 6 is eintlik van die letter I. Nie I. I. Kolletjie I, nee, is ek reg. Kolletjie I. Which in Hebrew is Vav. Nou is interessant dat die Alef, die eerste letter in Hebrews, bestaan uit 2 jods, back to front, ding wat so lyk, is 'n jod, en 'n vav. Nou 'n vav is die connecting in Hebrews, connects heaven to earth, connects 2 things. So vav always in Hebrew means to connect. As dit in 'n Y, het jy die Vav, V-A-V. En hier sê hy, die 6-vinger reus, wat iets voorstel, intimidatie. He represents intimidation. So he connects
the world, your finances, people's perception of you, what social media says about you, he connects it with you. This is what he does. And he makes you feel insignificant, not good enough. Wat die nommer 6 is die onvolledige nommer. En dis die nommer van die mens. Because you see, man, in the beginning, was perfect. But he lacked one thing. Knowledge between good and evil. Julle onthou, ek sien die Bybelstudie mense maak so. Dis an exciting. We know this one. Julle weet nie, ons weet. Julle moet Bybelstudie toe kom, ons sal julle ook weet. Nee. Sê vir. Maar, toe verruil die mens die onbewustheid van kennis. Onthou nie, God created him to live forever. But he was not equal to God. Although he had the image and the likeness of God, he was not equal to God. He was missing an attribute. Daar was een eienskap. Dankie Nico, ek sê my maak so. Ek weet ek word die les. Daar was een eienskap missing. Die kennis. Om te onderskei tussen goed en kwaad. Die mens het net goedheid geken. Hy het net gedoen wat goed is. Maar hy het nog steeds 'n wil gehad. Toe verruil hy die kennis vir die ewige lewe. Amen. En toe die mens die kennis verkry, toe verloor hy die karakter of die eienskap van ewige lewe. Dan is hy nog steeds onvolmaak. En hy verloor, want onthou nie, wat gee ons die ewige lewe? Die inwoning van die Gees. Amen. En toe die Gees uit hom uitgaan, toe hy nie meer gelijkvormig aan God in krag, in likeness en in equal nie. En die Here sê ons beter hulle uit die tuin uitjaag, voordat hulle word soos ons. Amen. With 7 attributes. Amen. En hier word hulle weer die mens, maar onvolmaak sonder God. En God kom weer, want onthou nie, wat vind die mens toe daarna? Ons moet gaan kyk daarna. Ons praat nie van u en ek wat hierdie Gees gewerk is nie. Ons praat van hierdie mense, die Israeliete van daai tyd, before Christ. They were missing the attribute of the Spirit. So they were imperfect and they were mortal. En dit praat van die stryd, die rebellie, wat hy sê, hierdie is die reus van rebellie. Onthou jy Woensdag, ons het eintlik baie, was dit nou Woensdag nie, of die week voor dit, het ons gepraat oor rebellie, was dit nie by die diens, was by die diens, het ek gepreek oor rebellie. Rebellion is disobedience. And being disobedient, you're rebelling against God's principles. En hier kom hy. En broer en suster, ek wil vir u sê vanmôre, al wat die vyand hoef te doen, hierdie reus, is om iemand ongehoorsaam te maak aan God se beleid en God se beginsels, dan rebelleer ek in teen God. Wat hy sê, hy bring die gedagte van my wil en my keuses. When you serve God, is not your will anymore, it's God's will. Dit daar gaan van die 5, doe ek lees, en ek gaan dit vinnig vir u gee. 5 klippe. Hoekom 5 klippe? 5 klippe. Eerste klip. Wie veg ons? Die reus van intimidasie. Wat het ons nodig daarteen? Geloof. Die tweede klip. Corruption. What do we need? Purity. So these stones had names. Die derde een. Die een wat by die deur staan. Die gevegte. What does it mean? We must persevere. Die vierde een. Laming. Inheritance. God is your defender and your source. What do we need for that? Trust. Die laaste een. 5-fingered
Opposition. 6 vingers, ja. So as jy 1 vinger minder het, is jy beter. When you got 4, you say, yeah, bless my hand. Volgende week kom allemaal hier met net 3 vingers. Hy klein sê van my, ek was net 4 vingers op die ene hand. En as hy daar by oupa is, dan sê ek vir, geef oupa hy voor. Kom en maak en so. Julle kan dit nie net opdoen, want julle nie 4 vingers het. Die 5de een, the 6th finger. Unnatural, overwhelming giant. What did he bring? He brought opposition. He brought us and he distanced man from God. What do we need here? Boldness. You see, because boldness gives us courage to stand in the holiness of God. Kom ek gee vir die 5 hier. Faith. Because faith versus fear. Purity breaks down the strongholds. Perseverance breaks down resistance against God's word. Trust means I will trust in the one who fights the fight for me. Boldness means against all overwhelming odds, I will still stand. Ek kyk vanmorgen na Glenn en ek kyk hoe het hy verlede week gekyk. Die mens kan sien daar is kleur in sy gelaat. Ek weet nou nie of Nikkie hom gou gepaint het voor hulle gekom het. Maar hy lyk soveel beter en ek wil vir hom sê, Glenn, no matter what any test says, let your testimony testify that God has healed you. Testify, He has touched your life. No matter what. Partykeer, jy weet, ek loop gestaan af ons gang by die huis is lang. Is lang. Is 32 of 34 meter lang. So af. En as Liam kom aan by die scooter, dan skiet hy homself daar af. Al die pad daar voor. En ek stap gestaan af in die gang. En my vrou is daar in die kamer. En ek kom so uit die kombuis uit. Ek stap so af en af. En ek kom in die kamer. En sy sê vir my, jou voete is 10 to 2. Sy sê, jy loop skoon. Ek sê vir ja, skat, maar toe die Here my genees het, om vergeet om te sê van die wheel alignment. Nou loop ek nou wat bietjie skeef, maar is alright. It's a remembrance of where I was. Is my doring in die vlees, die 10 to 2. En is eintlik 'n voordeel, hoor, broers, loop so. Jy loop die skoene vinnig aan die buitekant af, en kry jy nie loos. Don't let the giants stand in the way between you and God. 5 giants, 5 stones, they are conquered. God has conquered them all. Moenie toelaat dat enigiets jy mooi beroof op die Here God is. Kom ons staan voor sy aangesig. Onze hemelse Vader, Father, we bless you, we glorify you, and we honor you for your gracious presence, for all the victories you have bestowed upon us. Thank you, Lord, that we know no matter what giant we are confronted with, that we have the ability to withstand it. You have given us faith. You have given us purity. You have given us perseverance. You have given us trust. You have given us boldness. David only needed 1 stone to slay the mighty Goliath. Amen. Victory was won by 1 stone. Therefore I know that the enemy has been slain by 1 cross, 1 sacrificial lamb, 1's blood that is perfect. Dankie Here dat ons vanmôre staan in die teenwoordigheid, dat ons weet die vyand is verslaan. Amen.
Versterk ons in U. Geef vir ons die volle versekering en die vastigheid dat God veg vir ons en ons is geanker in U. In Jesus naam.